Vanoggend se tema is om te wag op die Here. Ons lees uit Handelinge 1 van vers 4 af. Terwyl hy met hulle saamgeëet het, het hy hulle beveel: moenie uit Jerusalem weggaan nie, maar bly wag op die Vader se belofte wat julle van my gehoor het. Want Johannes het wel met water gedoop, maar oor nie baie dae nie sal julle met die Heilige Gees gedoop word. Toe hulle bymekaar was, het hulle hom gevra: Here, gaan u in hierdie tyd die koninkryk vir Israel weer oprig? Maar hy het hulle geantwoord: dit is nie vir julle om die tye en spesifieke geleenthede te ken wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle moet my getuies wees in Jerusalem, in die hele Judea en Samaria, en tot aan die einde van die aarde. Tot sover. In Handelinge 1 vers 6 vra die disippels die verkeerde vraag: Here, gaan u in hierdie tyd die koninkryk vir Israel weer oprig? Die disippels vra die verkeerde vraag. Hulle fokus is op Jesus se timing of God se timing. Here, gaan u in hierdie tyd die koninkryk vir Israel weer oprig? Sien, hulle vra die verkeerde vraag. Hulle fokus alweer op hulle self, vir Israel, vir ons. En u koninkryk, die aardse koninkryk, gaan u hierdie Romeinse juk van ons afgooi? En hulle bevraagteken ook sy tyd, God se timing. Here, gaan u in hierdie tyd die koninkryk vir Israel weer oprig? Gaan u nou of binnekort vir Israel weer optel? Gaan u binnekort vir ons weer die belangrikste van alle nasies maak? Ons maak dieselfde fout. Ons wil weet wanneer God gaan antwoord. Ons beperk God tot ons klein wêreldjie. Ons dink ons weet hoe God moet werk. Jesus se antwoord fokus op God se plan, vers 7 en 8. Maar hy het hulle geantwoord: dit is nie vir julle om die tye en spesifieke geleenthede te ken wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle moet my getuies wees in Jerusalem, in die hele Judea en in Samaria, en tot aan die einde van die aarde. Jesus verander die fokus van hulle vraag. Van wanneer na wat? Nie wanneer sal dit gebeur nie, maar wat gaan gebeur? En vir ons, na deur ons. Nie wat sal u vir ons doen nie, maar wat sal u deur ons doen? Van hier na oral. Jerusalem, Judea, Samaria, eindes van die aarde. God se visie is altyd groter as ons visie. Wag op God se belofte. Handelinge 1 vers 8. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Julle weet, ons leef in 'n wêreld van kitskos, kitsgeld, kitsresultate. Wag is iets wat ons nie meer verstaan nie. Maar tussen Jesus se opstanding en hemelvaart was daar 40 dae van wag, en tussen Jesus se hemelvaart en Pinkster was daar 10 dae van wag. Dit was nie 'n passiewe, vervelige wag nie, maar 'n periode van intense voorbereiding, verwagting, gebed, volharding. 'n Man en vrou wag maande vir hulle baba om gebore te word, en daardie laaste week of 2 word hulle amper angstig opgewonde vir hierdie klein nuwe lewe. Hulle wag nie in wanhoop nie, maar in verwagting. En wanneer hierdie babietjie gebore word, is hulle gereed vir hom of haar. Die kamer en die kleertjies is reg. Hulle begin nie eers aan doeke dink nadat die baba gebore is nie. Die disippels moes ook wag, maar Jesus het hulle nie alleen gelaat met net 'n opdrag nie. Hy het ook 'n belofte gegee. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Jesus het 40 dae saam met hulle deurgebring na sy opstanding. Hy het met hulle gepraat oor die koninkryk van God. Hy het hulle opgelei. Nou voor sy hemelvaart gee hy 'n finale opdrag, vers 4. Terwyl hy met hulle saamgeëet het, het hy hulle beveel: moenie uit Jerusalem weggaan nie, maar bly wag op die Vader se belofte wat julle van my gehoor het. Jesus beveel hulle. Hierdie Griekse woord is 'n militêre woord, 'n militêre bevel, nie 'n voorstel nie. Hy het hulle beveel: moenie uit Jerusalem weggaan nie, maar bly wag op die Vader se belofte wat julle van my gehoor het. En hulle moet in Jerusalem wag.
Dis die plek van die belofte, maar ook van gevaar. Onthou, Jesus is daar gekruisig, maar hulle moes wag. Die Griekse woord wat die betekenis dra van aktiewe wag, vol verwagting, uitsien, soos ouers wag vir hulle baba se koms. Jesus beveel hulle om Jerusalem nie te verlaat nie. Hulle moes wag vir die belofte van die Vader. Wag is soms God se opdrag, nie straf nie. In ons haastige wêreld is wag 'n geloofshandeling. Waarom is wag so moeilik? Want ons leef in hierdie wêreld van kitskos en kitsgeld en kitsresultate. Wag is iets wat ons nie meer verstaan nie. Ons wil beheer hê oor ons omstandighede. Ons vertrou nie altyd God se timing nie. Ons is bang dat God ons vergeet het. Ons is in ons wese maar mense wat haastig is en wat self dinge wil doen. Maar wag in die Bybel is altyd doelgerig. Abraham het gewag vir sy eerste seun Isak 25 jaar lank. Moses het gewag in die woestyn 40 jaar lank. Dawid het gewag om koning te word 15 jaar lank. En jy? Vir watter beloftes van God wag jy in jou lewe? Is daar areas waar God jou vra om te wag terwyl hy werk? Probeer jy om self vorentoe te forceer in plaas van God se timing, se tyd te vertrou? As jy nie wag nie, met afwagting en in opgewondenheid wag nie, gaan jy dalk God se grootste beloftes in jou lewe mis. Ons wag sodat ons aardse behoeftes en ons aardse begeertes aangespreek word, dat ons geestelike hemelse geskenke misloop. Wag, vir wat? Vir God se belofte, en wat is dit? Vers 5, want Johannes het wel met water gedoop, maar oor nie baie dae nie sal julle met die Heilige Gees gedoop word. Doop met water, dis mos 'n simboliese reiniging. Doop met die Heilige Gees, dis werklike verandering, vernuwing, transformasie. Oor 'n paar dae. God se tyd is spesifiek en akkuraat. Dit gebeur op die regte tyd. Vers 8, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Julle sal krag ontvang. Hierdie Griekse woord wat met krag vertaal word is eintlik dynamis. En nou kan jy mos nou dadelik in 'n paar Afrikaanse woorde dink. Dinamiet, dinamies. Nie menslike krag nie, maar bo-natuurlike krag. Dis nie energie nie, maar veranderende krag. Dit is krag wat harte en lewens verander. Nie fisiese krag nie, maar geestelike krag. Nie krag om te domineer nie, maar krag om te dien. Nie krag om alles reg te maak of om te gooi nie, maar krag om alles te hanteer. 'n Paar voorbeelde van hierdie krag. Krag om te vergewe, soos Stefanus die mense vergewe wat hom met klippe doodgooi. Krag om te transformeer, om te groei, om te verander, soos Paulus gedoen het. Krag om vol te hou, soos almal wat doodgemaak is, omdat hulle bly glo het. Krag om lief te hê, ja selfs jou vyande. Maar dit gaan oor die bron van die krag. Dis nie uit onsself nie. Dis nie opleiding of ervaring wat dit vir ons gee nie, maar is uit die Heilige Gees, God se eie krag wat in ons werk. Maar wat is die doel van hierdie krag? Om getuies te wees. Nie net vir ons eie seën nie, maar ook om ander te seën. Om God se liefde uit te dra, om te vertel en te getuig van wat God gedoen het en nog steeds in ons lewens doen. Vers 8. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle moet my getuies wees in Jerusalem, in die hele Judea en Samaria en tot aan die einde van die aarde. Met Hemelvaart het ek ook hieroor gepraat. Jerusalem is natuurlik jou onmiddellike omgewing. Jou huis, jou werk, jou buurt, jou familie, jou vriende, jou bure. Jerusalem is waar mense jou ken en jou verlede ken. Dikwels die moeilikste plek om te getuig, juis omdat hulle jou ken. En dan Judea, jou groter kultuurgroep, mense wat soortgelyk aan jou is, dieselfde taal, kultuur en agtergrond. En dan na Samaria toe, dis nou oor kultuurgrense, mense wat anders is as jy. Historiese konflik en vooroordele wat ons teenoor mekaar hou, dis daai groepe. Ons moet getuig van God se versoening en oorbrugging van verskille. En dan die uiteinde van die aarde. Dis hierdie weier kyk na die wêreld toe, alle nasies, alle tale,
alle kulture. God se hart gaan uit vir die mensdom, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Die voltooiing van die groot sending gaan na almal toe, vertel vir almal, getuig teenoor almal. En wat is die aard of die inhoud van hierdie getuienis? Julle sal my getuies wees. Nie net praat oor Jesus nie, maar Jesus ook uitstraal. Jy sê nie net van Jesus nie, jy vertel nie net van Jesus nie, jy leef soos Jesus. Dis nie net woorde nie, maar lewens wat verander. Nie net kennis oordra nie, maar uitleef hoe hierdie Jesus jou verander en vernuwe en anders maak. Wat maak 'n effektiewe getuie? Persoonlike ervaring. Jy kan net getuig van wat jy self ervaar het. Jy kan dus net getuig oor dit wat jy van Jesus weet, in jou eie lewe weet. Hier gaan dit nie oor hoorsê nie, maar eerder oor jou verhouding met Jesus. 'n Effektiewe getuie is ook iemand met integriteit. Jou lewe moet ooreenstem met jou woorde. Jy kan nie meer goed sê soos, doen wat ek sê, en nie wat ek doen nie. Jou lewe, jou dade, jou prioriteite, jou lewenstyl getuig, nie jou woorde nie. 'n Effektiewe getuie is ook iemand wat weet waaroor hulle praat. Dit gaan oor duidelikheid, jy moet weet wat om te sê. Jy moet die moed hê om te getuig, jy moet bereid wees om te praat, om te leef, om te doen, maar altyd in afhanklikheid. Jy moet staat maak op die Gees se krag. Die disippels het toegelaat dat die Heilige Gees hulle verander en hulle het deur die krag van die Heilige Gees en nie uit hulle eie krag nie getuig. Jerusalem. 3000 het daardie Pinksterdag tot bekering gekom. In Judea, die uitbreiding deur die hele Palestina, Samaria, Filippus se sending na die Samaritane, uiteinde van die aarde, Paulus se sendingwerk en tot vandag toe nog steeds. Wat beteken dit nou vir ons vandag? Die belofte is steeds geldig. Die Heilige Gees is nie net vir die eerste disippels nie. Elke gelowige het toegang tot hierdie krag. Die belofte strek oor alle geslagte. Maar ons het tog vandag 'n klompie uitdagings in ons lewens, persoonlike uitdagings. Partykeer ervaar ons so 'n bietjie 'n geestelike droogte of koelheid in ons lewens, nê? 'n gebrek aan moed om te getuig. Jy's so bang mense kyk anders na jou. 'n Gevoel van ontoereikendheid en natuurlik ook die gevoel dat niemand jou sal glo nie. Ons almal bly mos maar in huisies van glas. En dan God se antwoord, dis dieselfde belofte. Ons het dieselfde Heilige Gees wat die disippels ontvang het. Ons het dieselfde krag beskikbaar in ons lewens en ons het dieselfde sending. Jy moet getuie wees in Jerusalem, daar waar jy bly, in die hele Judea, jou omgewing, die Samaria, na ander toe en ja, tot aan die einde van die aarde. Maak jy staat op jou eie vermoëns of op God se krag? Ons is dalk vasgevang in 'n onbegonne taak om oor die wêreld te getuig. Maar stop. Identifiseer maar eerder eers jou Jerusalem. Waar moet jy eers getuig? Hier in jou Jerusalem, daar waar jy nou is. Vir ons as gesin. Leer jou kinders om te wag op God se tyd. Bid saam vir die Heilige Gees se krag in julle huis. Wees getuies vir mekaar en vir die gemeenskap, nie net deur dit wat jy sê nie, maar dit wat jy doen. En ja, selfs dink ook. Wag jy tans vir God wat iets in jou lewe moet verander? Vra jy die regte vrae of fokus jy op die verkeerde dinge, dit wat jou behoeftes is, jou begeertes of dit wat God se wil is? Besef jy dat God 'n groter plan met jou lewe het as wat jy dink? Soos hulle krag ontvang het, sal ons ook krag ontvang. Soos hulle getuies geword het, moet ons ook getuies word. Die vraag is nie of God getrou is in sy beloftes nie, die vraag is of ons bereid is om te wag, te ontvang en te gehoorsaam. Kom ons bid dat God ons sal help om te wag op sy belofte, om sy krag te ontvang en om sy getuies te wees in Jerusalem, hier waar ons bly en ook verder. Vader, ons dank U vir U getroue beloftes. Help ons om geduldig te wag op U tyd.
om vertroue te hê in U krag en om getrou te wees as getuies. Amen. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met elkeen van julle wees en bly. Amen.